Die reeks uitgenooi. God wat nooi, kom en volg my. En dan laasweek, hoekom sou God jou nooi? Hoekom sou God spesifiek vir jou nooi? Want hy dink jy kan hom volg. Hy dink jy is goed genoeg om sy kind te wees. Om sy disipel te wees. Jy is goed genoeg om genooi te word, om saam met hom te leef. Hy stel genoeg in jou belang, dat hy homself wil oopmaak, vir jou om te ken. Heeltemal te ken. En dan te leef soos hy geleef het. Nou hierdie hele kwartaal gaan ons 'n bietjie stil staan. Hoe lyk dit dan nou, as ek genooi is? En ek reageer positief daarop. Sê ja Here, ek wil u volg. Ek wil u disipel wees. Ek wil u leer ken. Hoe lyk dit dan? Vandag gaan dit oor sout en lig. Matteus 5. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry dit mens weer sout? Daar is niks, dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en mense vertrap dit. Is dit nie een van die grootste komplimente wat ons Afrikaners vir mekaar kan gee en sê, hy ou is sout van die aarde. Sê jy like as iemand dit van jou sê? Daai tannie, sout van die aarde. Is 'n goeie mens. Is goed om saam met daai een te wees. Dis lekker om saam met daai een te wees. Die Romeine het oor sout net so goed gedink. Hulle sê, nil utilis sole et sale. Dink jy dis daarop nie. Nil utilis sole et sale. Niks het meer waarde as die son en sout. Die son en sout. So wat is die kwaliteite van sout? Waarvoor het Jesus ons dan nou uitgenooi en sê, kom en wees sout en lig vir die aarde? Nou, in die Romeinse tyd, in Jesus se tyd, was sout die suiwerste wat daar was. So die reinheid is daaraan geheg. Dit was vir hulle so rein en so suiwer, dat hulle dit vir die gode geoffer het, vir die sode sout gebring het. So as Jesus ons nooi en sê, wees sout, dan praat hy van reinheid, van suiwerheid, puur, is die Engelse woord. Ja. Ons leef in 'n samelewing wat die navorsers sê, die samelewing waarin ons leef in Afrika, maak jou 'n narcis. Die samelewing waarin ons leef het die potensiaal om ons almal narciste te maak, want elke ene kan doen net wat hy dink is reg. Dink 'n bietjie terug toe julle kinders was, nê? Alles is reg gedoen. Mag ek op 'n Sondag die rapport koop? Want dis al wat oop was, is die porra. En dan was daar gesprekke wat sê, ja maar as niemand die rapport koop nie, sal die porra ook toe wees op 'n Sondag. Dan lei dit 'n klokkie ergens. So die wet het ons beskerm. Die wet het vir ons geleer wat is reg en wat is verkeerd. En jy het by die wet ingepas. Daar was nie winkels oop op 'n Sondag nie, want die wet het dit verhoed. So ek hoef nie te gekies het of ek op 'n Sondag wil gaan shop of nie shop nie, want daar was die winkels oop nie. Dis eenvoudig. En as jy dit sou waag om nie te stop by die stopstraat nie, wat het gebeur? Jy het 'n boete gekry. Jy het 'n boete gekry. Jy sal nie oor 'n wit lyn gaan, oor 'n kar verbygaan, al is dit hoe veilig, en die wit lyn verkeerd geverf is nie. Is dit nie? So jy groot geword het. En daar sit gewoonlik 'n ridder van die koelteboom daar ergens en wag vir jou kaartjie te skryf. En jy sal jou kaartjie betaal. Nee? Jy is groot geword. Vandag, hoe werk het vandag? Jy kies. En as jy 'n kaartjie kry, wat maak jy met hom? Gooi hom weg. Want die possysteem is weg, want hulle gaan nie by uitkom nie. Of is dit net ek wat so is?
Lyk my dis ek die enigste wat 'n narcis geword het. Ek wonder of ons morele standaarde wat ons gehad het, nie daar was omdat die wet dit op ons afgedwing het nie. En nou dat die wet dit nie meer dwing nie, het ons dit nie. Ons het dit gedoen vir vrees. Nee? Morele standaarde, jy is eerlik, jy is opreg. Jou etiek is reg. Jou werksetiek is goed. Jy doen wat's reg. Maar die wet het jou nie toegelaat nie. Nou nooi Jesus, kom en wees suiwer, purity, reinheid, so sout. Dis hoe hy ons gemaak het. Dis soos hy wil hê ons moet wees. Die hartseer is, ons sien hierdie onreinheid baie vinnig by ander mense. Baie vinnig om ander mense vingers te wys en sê, hy ou skelm, hy ou steel, hy ou se kroek, hy ou se dit, hy ou se dit, hy ou se dit. En die skerie ding is om dan agter te kom, maar ek doen eintlik dieselfde net op 'n baie kleiner skaal. Op 'n baie kleiner skaal. Ek jok dalk net 'n bietjie oor inkomste of oor belasting of koop 'n polisieman om nie 'n boete te kry nie. Deel in die gemors, net op kleiner skaal. So die vraag wat jy moet vra oor hierdie suiwerheid is hoe het my standaard van lewe dalk in 'n nuwe Suid-Afrika, omdat almal dit doen, ook gesak? En is nie so okay om soms 'n bietjie te jok, soms 'n bietjie te kroek. Nee? Skeer hierdie goed. Nou weer eens, dis 'n uitnodiging van Jesus. Dis nie 'n opdrag nie. Dis 'n uitnodiging, kom en wees sout. En wanneer ek dan nou eerlik en opreg leef en reinheid leef, dan gebeur die volgende eienskap van sout ook. Dis ek bewaar. Ek keer dat goed nie vrot word nie. Want dis wat sout doen. Ek keer dat goed nie vrot word nie. Nou dis interessant, nee, mense. By party mense, as jy saam met hulle is dit baie maklik om vrot te word. Want hulle neig aan mekaar so toe. By ander mense is dit baie makliker om te kan sê, nee, wow, hier is nie reg nie, kom ons doen dit anders. So mense se invloed op jou lewe moet jy bietjie ondersoek en sê, wat laat ek toe in my lewe sodat dit vir my maklik is om te laat vrot word? En wat laat ek toe in my lewe waar ek 'n positiewe invloed kan hê en die vrot word keer omdat ek sout is? Ek het dit hoeveel keer by die studente gesien en dit werk in ons samelewing presies dieselfde. 'n Klomp manne sal 'n klomp slim blink planne hê. En dan kos dit gewoonlik net een ou om te sê, nee manne, hier is nie reg nie. Die oomblik as dit gebeur, sal daar 2 of 3 volg en sê, ja, ons stem saam, dis nie reg nie. Hulle kort net iemand wat opstaan en sê, nee, hier is nie reg nie. Sout, goed vars te hou. En dan die lekkerste ding van sout, is dit gee wat? Geur, smaak. Het jy al vleis gebraai sonder sout? Ons het in Opuwo 'n uitreik gehad, nou Opuwo is daar in Noordwes, Namibië, daar's nou 'n teerpad tot daar, maar daar was nie een nie. Toe skenk hulle vir ons 'n bok, om te eet, vir die uitreikspan. En hulle maak vir ons die bok gaar. En toe ons eet, toe kom ons agter, maar hulle het die soutie. Bok sukkel om onder te bly. Dit gee geur. Sout gee geur aan die lewe. Jy word genooi om geur te gee aan die lewe. Nou is die uitnodiging weer eens om te gaan let op, hoe klink my gesprekke? Watter geur gee ek? As ek praat oor die land, oor die politiek, oor die ekonomie, oor die beerdkrag,
oor die familie, oor die skoonfamilie, oor die bure, oor die rugbyspan. Ok, en die netbal en die sokker. Gee ek 'n goeie, lekker geur? Of stink dit maar bietjie? Wanneer ek skinder, stink dit? Wanneer ek, en ja, daar is baie goed om oor negatief te wees, natuurlik, maar wanneer dit al is, wat my wêreld en my gedagtes en my praat opneem, dan stink dit. En ons word genooi om sout te wees, wat 'n aangename geur van lewe, van vars, van nuut, van bewaar uit te straal. Uit te straal. Te bring oral waar ek kom. Kan jy dit doen? Ja, want Jesus dink jy kan. En hy woon binne in jou. En hy maak dit gedurig wakker binne in jou. Hy is die heerlike geur wat binne in jou is. Ja, wanneer het ons kerkmense vir onsself die reg toegeëien om ander mense te kan sleg sê, te kan oordeel, te kan afskryf? Ons wat veronderstel is om sout te wees, genooi word, kom aan, jy kan ander ouens se lewens lekker maak. Oral waar jy gaan. Hy gee vir ons volmaakte vreugde. Hy gee vir ons oorvloed. Hy gee vir ons alles wat nodig is om sout te wees. Daarom kan hy ons nooi, kom en wees sout. Is dit moontlik? Ja. Want kyk wat sê vers 14. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder die emmer nie, maar op die lampstander. Dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Wie is die lig van die wêreld? Jesus, hy kondig dit aan. Ek is die lig vir die wêreld. Kom na my toe. Kom na my toe. En waar is hy nou? Jesus. Binne in jou. Binne in jou. Nou nooi hy, kom en wees jy die lig. Moet jy jou eie liggie aansteek? Nie is nie nodig nie. Want die lig woon reeds binne in jou. Jy hoef nie self dit te wees of te genereer of 'n battery te charge of wat ook al nie. Die lig is binne in jou. Laat dit uitkom. Nou lig. Mense het 'n lig, 'n kers. Hoekom? Hoekom het ons vanoggend 'n kers? Want ek onthou nou eers. Maak hy die plek ligter? Nee. Maar wat gebeur? Jy kan hom sien. Lig is daar sodat dit gesien word. En dan help dit ons, as dit nou beerkrag sou wees, om te sien om nie by die trappe af te val nie. Maar lig is daar om gesien te word. Nou, hoekom sou hulle die lig onder 'n maatemmer sit? Nou, hulle het nie vuurhoutjies gehad nie, so dit is nogal moeilik om 'n liggie te maak sommer net. En wanneer hulle uitgaan in die aand, het hulle die lig onder die maatemmer gesit, sodat dit veilig is. As hy sou omval, of hy sou dit of sou dat, dan brand die hele huisie nie af nie. Maar wanneer hulle teruggekom het, het hulle die maatemmer afgehaal, om op die staander neergesit, sodat almal in die huis kan sien, waar's die trappe, en waar's die meubels, en waar's dit, en nie oor die goed val nie. So lig is die rigtingwyser, hy help julle nie oor die goed val nie, en waarheen rig die uitnodiging, julle moet lig wees. Dit rig ons na Jesus toe. Help om hom te kan sien. Daarom sê Jesus, mense moet jou goeie dade sien. Ek dink ons het baie keer die beeld van jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie, te sterk gemaak en toe doen ons niks. Jesus sê hier, kom,
Wys jou goeie dade vir mense. Doen dit so dat hulle dit raak sien. Hoekom? Want dit wys die rigting na Jesus toe. Goeie dade, die Griekse woord daarvoor is kalos. Dit beteken goed, mooi, aantreklik. Dit beteken is so goed en mooi en aantreklik dat dit aandag trek van mense. Weereens, nie net goed en mooi nie, maar met 'n sekere geur. 'n lieflike geur wat mense nader trek. Die hoërskoolkinders praat nou van, jy met die meisie, moet jy ris. Dit is nou soos in ons tyd, 'n opsitkers opsteek, en haar opchat, jy moet haar ris. Nou wil ek weet, by Daniel, waar sit jou ris? Maar dit kom van charisma. Jou charisma gebruik, om die meisie van jou te laat hou. 'n sekere geur. 'n sekere manier van lig wees, wat mense trek, so sout, en 'n rigting wys, na Jesus toe. Hierdie ding het my nogal gevang die week. Mens kry goed doen vir mense, en dan kry jy goed doen vir mense. Goed doen want ek moet, dis my werk, en dan goed doen vir mense, omdat dit van binne afkom. Dis waarvoor God my genooi het. En dit kom met 'n geur uit van Jesus. Dit bring mense nader na hom, as wat dit net goed doen is. Daar's 'n verskil. Kom van 'n verandering van my hart. Dit kom van 'n getransformeerde hart om meer en meer soos Jesus te wil lees. Dit kom van ek is regtig uitverkoop aan Jesus. Ek kan nie anders nie. Die liefde van Christus dring my, sê Paulus. En daarom doen ek wat ek doen. Want die mens is belangrik. Nie ek wat die goeie vertel 'n storie van 'n bekende ou wat op kampus loop ergens, en dan kry hy 'n klomp studente vroegoggend en hulle vertel vir hom baie spoggerig, "Eeg, ons het die hele nag deur het ons gebid. Kyk hoe straal ons gesigte." Sê hy vir hulle, Moses het nie geweet dat sy gesig gestraal het nie. Ons moet dit doen, want dit kom van binne af. Want God maak dit wakker. Die lig skyn reeds. Laat dit skyn. Laat dit skyn. En as jy dan 'n kompliment kry, sê, "Wow, jy het vir my so baie beteken. Dit was heerlik dat jy hier was. Dankie vir wat jy vir my gedoen het." Wat doen 'n mens dan? Sê, dis 'n plesier, wees vir 'n oomblik trots daarop. Yes, ek het dit reg gekry, en los dit dan soos 'n warm patat en gaan aan met jou lewe. Jy mag trots wees. Maar moet jy die trots jou consume nie. Wees trots daarop. Los dit en gaan aan om verder jy te wees. So is die uitdaging vir die week. Gaan doen 'n bietjie selfondersoek. Na jy interaksie met iemand vreemds gehad het, of iemand bekends. Gaan vra 'n bietjie vir jouself, watter geur het ek gebring nou in ons gesprek? Al was dit net, môre, hoe gaan dit? En jy het verbygeloop. Watter geur het ek gebring? Hoekom het ek gedoen soos ek gedoen het? Hoekom was ek vriendelik? Was dit 'n lieflike geur of 'n vrotreuk? En ek dink dis wat jy moet toets in jou lewe. Hierdie interaksie wat ek gehad het, waar het dit vandaan gekom? Omdat my ma my so geleer het? Jy sal ordentlik wees teenoor groot mense? Of is dit iets wat van binne afkom? Iets wat van binne afkom. Ons almal het oorlewingsmeganismes.
En die oorlewing gaan daaroor dat niemand moet sien wat binne in my gebeur nie. Almal van ons het dit. So baie van ons doen goeie dade die heeltyd verander, sodat mense nie binnekant my sien nie. Hulle is net dankbaar oor wat ek gedoen het. En so steek ek my eie seer weg. Party doen goeie dade net om goed te lyk. En dit te kan hoor, wow, dit was so goed wat jy vir my gedoen het. Party doen goeie dade want dis die regte ding. Hoekom is dit die regte ding? Party doen glad nie goeie dade nie, want ek wil nie betrokke raak nie. En as ek betrokke raak, is dit net heeltemal te veel admin, en mens mag ook nie inmeng nie. So ek bly weg. Party doen nie goeie dade nie, want dit kan nie perfek wees nie. Of mense luister in elk geval nie na wat ek sê nie. Party dink, my goeie dade is dit nie werd nie, dis in elk geval nie eers iets noemenswaardig nie. My raad en my opinie tel in elk geval vir niemand nie. Toets 'n bietjie jou hart. Ek het interaksie met iemand gehad. Wat het hier binne gebeur? Hoekom was ek vriendelik? Het dit 'n geur van lewe gebring? Of het ek dit gedoen omdat ek moet en die geur is eintlik maar vrotterig? Jesus nooi jou. Kom loop saam met my. Ek sal jou leer hoe om te wees so sout. Loop saam met my, ek sal jou leer hoe om die geur in die lewe te gee. Loop saam met my, ek sal jou leer hoe om mense se lewens op te kikker met die geur wat jy bring. Loop saam met my, ek sal jou leer hoe om 'n lig te wees wat op 'n lampstander staan, dat mense kan sien. Wie is ek? Jesus. Dis die uitnodiging. Kan jy dit doen? Ja. Hoekom? Want God sê so. En hy nooi jou. Come on. Ek sal jou leer. Mag jy met selfondersoek 'n lieflike geur wees. Lig wees. Goed doen, sodat mense Jesus raak sien. Amen. Here Jesus, dankie dat U nooi. Kom, wees sout, wees lig, sodat mense my kan raak sien. Dankie Here dat dit 'n heerlike uitnodiging is. En ons U kan loof en prys daarvoor, want U dink ons kan. En help ons Here om eerlik met onsself te wees, sodat ons trekkie vir trekkie saam kan loop en kan leer en sout en lig kan wees. Dankie Here vir hierdie heerlike uitnodiging en oefening om dit te kan begin doen. Wil U vir ons help om met ons harte eerlik te wees oor onsself en dan in te oefen om anders te wees. Dankie dat U ons reeds nuut gemaak het van binne af. Ek loof U naam ook daarvoor. Amen.